voor, dit is 'n warm middag in 'n klein dorpie in Judea. 'n Groep mense het bymekaar gekom op 'n markplein. Hulle is uiteenlopend, boere, handelaars, rabbies, Romeinse soldate wat van ver af dophou. In die middel van hulle almal staan 'n man, sy klere vol stof van 'n lang reis, sy oë helder en intens. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Johannes 13 vers 1 tot 5. Hy lig sy hand op en sê iets ondenkbaar. Ek en die Vader is een. Die stilte wat volg is oorverdowend. Dit is nie net 'n stoutmoedige stelling nie. Dit is 'n revolusie, want as hierdie man reg is, dan verander alles. As hy verkeerd is, dan is hy die gevaarlikste leenaar in die geskiedenis. Wie is hy? Dit is die vraag wat mense al vir meer as 2000 jaar probeer antwoord. Die radikale Jesus. As ek vandag in 'n koffiewinkel sou instap en 'n vreemdeling sou vir my sê, ek en God is een, sou ek ongemaklik wees. Dalk sou ek 'n tree teruggee, wonder of hy ernstig is, of dalk net 'n bietjie eksentries, of dalk selfs op die spektrum. Maar toe Jesus dit sê, was daar mense wat hom gevolg het, en mense wat hom wou doodmaak. Waarom? Omdat Jesus nie net 'n inspirerende morele leraar was nie. Hy was nie 'n filosoof wat 'n paar wyse woorde gegee het nie. Hy het nie net gekom om mense 'n bietjie vriendeliker te maak nie. Hy het 'n kranksinnige aanspraak gemaak. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As hierdie woorde onwaar is, dan is Jesus of 'n leenaar of 'n mal mens. Maar as dit waar is, dan is hy die belangrikste persoon in die geskiedenis. Daar is nie 'n middelgrond nie, en as ons regtig wil weet wie hy is, moet ons na sy lewe kyk. Die onlogiese lewe van 'n koning, in 'n wêreld waar status en mag alles beteken, het Jesus 'n ander pad gekies. Dink aan hoe mense mag vertoon. Vandag se wêreld sê, kry jou plek aan die bokant, bewys jouself, hou jou naam skoon. Jesus doen die teenoorgestelde. Hy eet saam met mense wat deur die samelewing verwerp word. Hy raak melaatses aan, iets wat hom, volgens die Joodse wet, onrein sou maak. Hy kies 'n visserman en 'n tollenaar as sy disippels, nie priesters of skrifgeleerdes nie. En toe dit sy laaste aand op aarde is, die oomblik wanneer hy alles reg gehad het om te sê, ek is koning, julle moet my dien, neem hy 'n doek en hy kniel op die grond en hy begin sy disippels se voete was. Selfs Judas sin, selfs Petrus sin, die man wat hom oor 'n paar uur sou verloon. Waarom? Omdat Jesus alles omdraai. Hy is die Almagtige wat sy mag neerlê om te dien. Hy is die Allerhoogste wat die laagste plek inneem. Hy is die koning wat sy kroon verruil vir 'n kruis. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê dit die duidelikste. Hy wat in die gestalte van God was, het dit nie beskou as iets om aan vas te klou nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En hy was gehoorsaam tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. En dit is 'n storie wat geen mens sou kon uitdink nie. 'n God wat homself gee vir mense wat hom nie eens verstaan het nie. Wie doen dit? Wie kies 'n kruis bo 'n troon? Wie kies om verwerp te word deur die wêreld wat hy self geskep het? Dit maak nie sin nie. En tog, dit is die hart van die evangelie. Miskien is ons groot vraag verkeerd. Miskien is die vraag nie net wie is hy nie. Miskien is die regte vraag, wat gaan jy met hom doen? Jy kan hom nie ignoreer nie. Sy aansprake is te groot. Jy kan hom verwerp, soos baie gedoen het, en dink jou lewe is te groot en te belangrik en te besig. Of jy kan hom volg. Maar een ding is seker, as Jesus werklik is wie hy sê hy is, dan verander dit alles. Wie is hy? Die een wat die wêreld op sy kop kom draai het, die een wat gekies het om die minste te wees, die een wat sy kroon neergelê het, sodat jy sy genade kan ontvang. En dalk is dit die eintlike geheim om Jesus te verstaan. Dit is nie genoeg om sy woorde te hoor nie. Jy moet kyk na wat hy gedoen het, want as jy dit regtig snap, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Ons is gestuur in liefde. Tot môre. Mooi loop.